Matteus 6 vers 25 maak Jesus hierdie verklaring en hy sê, do not worry about your life. Ja, dis maklik. Dis mos nie die maklikste ding om te doen nie. Do not worry about your life. Sien, die ding met storms is, hy vra nie toestemming nie. Het julle dit al beleef? Storm vra nie vir jou, ja, kan ek maar jou lewe kom verwoes nie. As jy net weer kyk en dan hardloop jy rond en slaap 2 ure aand en worry oor wat in die bank aangaan en worry oor alles. Okay? So storms vra nie toestemming nie. Dis die ding van storms. Storms kom net in. En ek wil vir ons gou 'n quote lees van Joyce Meyer. Ek het een van haar boeke gelees. Nou die laaste maand en sy maak hierdie verklaring, sy sê worry is a down payment on a problem you never have. So. Kom ons dink geraad. Worry is a down payment on a problem you never have. En dan sê Jesus in Matteus 6 vers 25, laat ek dit gou. Matteus 6 vers 25. Do not worry about your life. En sê soos Here, hoekom worry ons nie? En dan vra ons die vraag, Jesus, hoekom moet ons nie worry nie? Het jy nie tog vir ons gesê ons moet eienaarskap vat oor alles wat in hierdie aarde is nie? Ons moet eienaarskap vat oor ons lewe nie. Dis nie 'n mentality van, ag ek gee nou nie meer om nie. Die worry beteken Jesus wil jou fokus op 'n sekere plek kry, want worry weakens your faith. Okay? Dat moet ons weet. Vanoggend as jy worry, dan wil ek vir jou vra, waar's die geloof? Want geloof en worry kan nie in dieselfde plek wees of dieselfde oomblik wees nie. Jy geweet, neurologies is daar bewys dat dieselfde plek waar jy worry en dieselfde plek waar jy geloof het, is dieselfde plek waar dit geaktiveer word in jou brein. Okay? So as jy worry, daai selfde oomblik kan jy nie geloof hê nie. Of as jy geloof het, daai selfde oomblik kan jy nie worry hê nie. So dis dieselfde area in jou brein wat geaktiveer word die oomblik wanneer jy worry of wanneer jy in geloof optree. Okay, dis nogals interessant, né? Wie dit geweet? Okay, 3 mense. So dan gee ek vir julle 'n nuwe lewensquote. Sê vir die persoon wat jy nou langs die straat kry, worry jy? Ja, okay, nee. Jy geloof in dieselfde plek in jou brein moet geaktiveer word. Julle, ek begin vinnig. Kom ons haal gou asem. Is julle nog by my? Is julle nog teenwoordig? Is julle nog hier? Okay. Vanoggend is die vraag nie as jy 'n storm kry nie. Vanoggend is die vraag wanneer jy 'n storm kry. Hoe reageer jy? En vanoggend gaan ek vulnerable met julle wees. Is dit okay? Kan ek maar 'n bietjie vulnerable wees? Vanoggend preek ek vir jou vanuit 'n storm. Waar ek nou in my lewe is en myself bevind die laaste jaar, 12 November gaan dit 'n jaar wees. Die dokters het nie vir my antwoorde nie. Ek dink ek het in totaal 67 bloedtoetse al gedoen. Ek was by 4 verskillende dokters, ek was by 'n kardioloog 'n paar maande terug. Dokters het nie vir my antwoorde wat met my aangaan nie. So ek staan hier in 'n storm, besig om met jou te preek oor storm. So julle moet weet, ek het nie alles uitgefigure nie. Ek maak nie of ek perfek is hier voor jou en vir jou sê lewe die perfekte lewe nie. Dis staf. Dis staf om hier te staan, dis staf vir ons elkeen. En vanoggend het ek gevoel, die Here het hierdie woord vir my gegee, sodat jy kan weet, jy sê die enigste een nie. Dat jy gaan okay wees. Dat daar is hoop. Vanoggend staan ek hier, 'n paar maande terug kon ek nie eens van my bed af opstaan nie. Vanoggend staan ek hier en ek praat met jou. Daar's hoop vir jou. Okay, ek wil net vinnig vir julle gesê dat soos, ek voel julle. Ek voel die storm. Dis nie maklik nie. Vanoggend wil ek hoop bring vir iemand. Ek sit gisterand, so net na 9, sit ek al buite by die huis en ek soos, Here, ek weet waar ek preek, maar ek weet nog steeds nie wat ek vir hierdie mense moet sê nie. En dan kyk, preekkunde, so die van julle wat weet sê, jy moet omtrent vir 25 minute praat op 'n Sondag, so dis nou hoe die slim mense sê. En ek is soos, ek het 3 sinne. en 2 grappies, maar die 2 grappies is al verby en ons is al 5 minute in. En ek sê, Here, wat gaan ek vir die mense sê? En die Here sê vir my, vanoggend wat ek wil jy moet doen is hoop bring. So ek het die begeerte in my hart, dat jy my liefde sal voel, en sal hoop kry, vir wat voorlê, vir dit wat jy nie antwoorde voor het nie, vir dit wat jou wakker hou in die aand, vir dit wat jou bekommerd laat voel oor jou toekoms, waartoe gaan jy? Weet julle wat 'n interessante studie? Ek het 'n studie gedoen oor Suid-Afrika, en 90% van Christene, so dis nou 'n studie oor Christene gewees, 90% van Christene glo in die hemel. Okay, dis weer 10% glo nie die hemel bestaan nie, so ek weet nie hoekom is hulle Christene nie, maar 90% van Christene glo in die hemel. Het julle geweet, uit daai 90% glo net 65 van hulle as hulle vandag doodgaan, gaan hulle hemel toe. So
So volgens statistiek, kom ons sê ons is 100 in hierdie kamer, is al 35 van julle wat glo of wonder, jy's gaan ek hemel toe of gaan ek nie hemel toe nie. En dis sad, want my vraag is, hoe lewe jy? Hoe lewe jy met hoop? Hoe lewe jy wanneer ons Christene is ons geroep om teen die trend te gaan? Wie van julle kan sê, ek voel dit? Ek voel dit is nie maklik om die Here te dien in hierdie tyd nie. Die wêreld gaan hierdie kant, maar ek met my lewe swaai hierdie kant. Dit is nie maklik nie. Julle wat op skool is, ek sien nie so 2 op skool of 'n paar, die van julle wat julle eie besigheid het wat in werk is. Dis nie maklik om teen die trend te gaan nie. Want jy met jou losse skat en aangaan, okay? Ek wil vanoggend vir jou hoop bring. Ek wil vir jou sê jy gaan okay wees. Daar's hoop vir jou. Daar's lewe vir jou. Ek wil vir ons 'n stukkie lees as julle saam met my kan blaai. Na Markus 4, ek gaan vanaf 35 lees, maar ek gaan, my fokus is 37, so as julle saam met my kan blaai so intoe. Ek moet sê, ek kry nogals warm. Sunny, kan jy daai vers vir my draai asseblief? Okay, ek hoor niemand meer blaai nie. Daar val my proppie. Okay. Kom ek lees vir ons. Ek lees in die New King James Version. Okay, net gou vinnig konteks. Sorry voordat ons begin lees. Gou vinnig konteks. Jesus het die heel dag gepreek hierso. Hy was saam met sy disippels en hy het in parables gepraat. So die teologiese agtergrond is Jesus het van, julle weet hy het altyd in sulke, wat is parables in Engels? Vergelykings, dankie. In vergelykings gepraat. Okay, nee, Jesus in die teologiese agtergrond stap hy van sy parables af na die prakties toe. Okay, so dan sien ons Jesus prakties wat hy lewe, wat hy preek. Okay, so dis die agtergrond, dis die konteks. On the same day, when evening had come, he said to them, so dis nou vir sy disciples, let us cross over to the other side, and now when they had left the multitude, so dis nou die crowd waarvoor Jesus heel dag lank gepreek het. They took him along, so hulle het Jesus saamgevat, in the boat as he was, and another little boat were also with him. Okay? So nou moet julle weet, Jesus is in sy kas in. Right? Hy preek heeldag. Ek moet vir julle sê, ek het al 1 keer in my lewe 2 keer 'n dag gepreek en ek was soos in klaar. Okay? So die ou, die koning van ons nie, die ou nie, die koning van ons. Sorry, julle, dis die verhouding wat ek met Jesus het. So as jy nie daarvan hou dat ek sê hy of die ou nie, asseblief vergewe my, maar dis hoe ek met Jesus chat. Okay? So Jesus is soos supermoeg. Okay? Hy het nou net vir mense wat nie vir hom wil luister nie, heeldag lank gepraat, wat net daar sit en vir hom kyk en hulle lewens verander nie, okay? Nee, ek joke, dit was 'n grappie. Hy praat heeldag lank met mense so hy is moeg. Ja, julle is stawwe crowd vanoggend. Maar in any case, kom ons lees vers 37. And a great windstorm arose, and the winds beat into the boat, so that it was already filling. Okay, so nou moet julle besef, dis 'n klein bootjie. Die wind het opgestaan, die golwe het geslaan, die boot is al klaar besig om te sink. Okay, ek weet nie van julle nie, maar het julle al soos die Titanic movie gekyk? Wie het al die Titanic movie gekyk? Okay, helfte van ons. Soos, dis scary as jy weet jy kan nêrens in hardloop nie en jou land, jou boot waarop jy is besig om onder water te gaan. Dis nogals nerve-wracking. Dis super scary. So hierdie boot is besig om op te vul en Jesus is soos, he was in the stern, asleep on a pillow. Soos, hierdie ou is crazy. Soos, jy is besig om dood te gaan, besig om te verdrink, maar jy slaap. Soos, wees at least wakker as jy doodgaan. En sy disciples, vers 38, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And then he rose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased. There was a great calm. Nou moet julle verstaan, soos sy disciples is op hierdie boot, dis 'n klein boot, hulle is 12, so hy's 13. Dis nogals redelik gewigtig. Imagine gou die boot is besig om op te vul en almal is soos ek weet nie waar om te gaan nie, soos ek kan nie afspring nie want dan's ek in die wind, in die storm. Hier bly ek, hierdie ou wat ons moet help, wat sê my lewe gaan verander wanneer ek van hom eet, soos slaap. Okay, so imagine net gou hierdie paniek. Kan jy dit relate met jou storm wat jy al beleef het? Kan jy dit relate met daai bankrekening wat al hoog in die minus is? Kan jy al relate wanneer dit met jou vrou en jou man so is en dit voel daar's nie 'n plek uit nie? Kan ek gou reël wees? Partykeer is dit moeilik om na jou eie huis toe te gaan. Dit is makliker om by die werk te sit.
as om na die huis toe te gaan. Het is makliker om gou iewers by 'n plek te stop waar al my pelle is en ons drink dalk 'n paar ietsie as wat ek met huis toe gaan. Okay? Baie van ons is in hierdie selfde paniek, ons is dalk nie so dringend nie, maar in ons hart voel ons kan net nie rus nie. By die werk jy heeldag en as jy by die huis kom kan jy ook nie rus nie, want dan doen jy ook alles verkeerd. Of is jy goed genoeg nie? Hulle is in hierdie storm. En wat doen Jesus? Jesus slaap. Sien, hy was nie onbewus nie. Hierdie moet ons verstaan, Jesus was nie onbewus nie, hy was bewus. Hy het net geslaap, want dadelik het hulle het nie hom geruk laat hy moet wakker word nie, hulle het net met hom gepraat. So hy het geslaap, maar hy was nog steeds wakker. Jesus was in beheer. Ek wil weer vers 39 vir ons lees. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. Sien, Jesus het nie die storm verander nie. Hy het die storm se impak laat verander. Hoor gou wat ek sê, Jesus het nie die storm verander nie. Hy het die storm se impak laat verander en daarom het die storm gaan rus. Ek wil vanoggend vir jou sê dat Jesus is nie teen elke storm wat in jou lewe inkom nie. Hy hou nie daarvan nie, maar hy gebruik dit. Okay? So, wag, ek trap nou op moeilike teologiese grond. Geen storm word gestuur deur Jesus nie. Luister gou vir my. Geen storm word gestuur deur Jesus nie, maar Jesus gebruik elke storm. Okay? Jesus het nie hierdie storm gestuur sodat hy vir sy disippels kan wys hy kan die storm stilmaak nie. Nee, die storm het gekom want ons is in 'n gebroke wêreld. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Toe Adam en Eva, nie net Eva nie, toe Adam en Eva die appel of die vrug, ons weet nou nie of dit 'n appel was nie, geëet het die wêreld in sondeval geval. Okay, so storms gaan kom. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het letterlik geslaap in die storm. En dan sien ons in Matteus 6 vers 25 sê be still and do not worry. Dis wild. Dis crazy, soos hierdie ou, soos jou lewe val uitmekaar uit en hy slaap. Meeste van ons sukkel om te slaap, ons het slaappille nodig om te slaap in die aand in sulke storms. Dis 'n ander mindset wat hy in is. Charles Stanley maak hierdie quote en hy sê, God allows storms to reveal what we really believe about him. Jou storm wys nie hoe sterk jy is nie. Jou storm wys hoe diep jy op hom vertrou. Kan ek gou vir jou sê, jy's besig om teen die taai te hardloop. Jy's 'n Christen. Jy's in Jesus. Jy's 'n disipel. Jy's besig om hard te hardloop teen die wêreld. Daar gaan storms kom. Baie van ons is so bang vir die storms dat ons sukkel om Jesus aan te neem. Ons is soos Jesus, ons wil jou aanneem, ons wil net nie die storms hê nie. Jy sien, storms gaan kom want jy's besig om teen 'n wêreld te hardloop wat nie van jou hou nie. Jy's besig om teen 'n realiteit te hardloop wat nie van jou hou nie. Jy moet dit weet. Storms gaan kom. Die vraag is net, dis nie hoe sterk jy is nie, dis hoe erg jy op hom vertrou. Julle, ek onthou in hierdie journey van my, dit was Februarie. Een keer, ek kry sulke wille hartklopings. Ek het nie geweet wat met myself te doen nie. En ek soos lê in die bad en in daai oomblik sê ek vir Jesus soos ek weet nie of ek meer kan nie. Ek sê vir hom soos ek's in bediening, ek studeer teologie. Van buite af lyk dit of my lewe perfek is, maar ek sê vir Jesus ek weet nie of ek meer kan nie. Hierdie storm is net te veel. En in daai oomblik gebeur daar iets in my brein wat soos teen my begin werk het. En my brein gaan in 'n survival mode in. En ek was so oortuig dat ek besig is om dood te gaan. Ek het gevoel ek besig is om dood te gaan. So julle weet, vat almal gou aan jou arm. So imagine gou in jou brein hoe jy aan jou arm voel. Dit voel of jou vel letterlik insak. Of my hele liggaam in mekaar insak. Maar ek is fine, soos ek sak nie regtig in mekaar in nie. Daai gevoel, het ek gevoel ek soos ek besig om dood te gaan. En ek onthou ek maak nou grappe hiervan. Maar ek sê vir die Here, soos as ek enige sonde het, asseblief vergewe my, want soos ek gaan nou voor hom staan. En in daai oomblik kom Jesus na my toe. En hy herinner my aan 'n skrifvers in Deuteronomium 28 en hy sê, I put before you death and life. En ek sê, Here, hoekom sit jy dood voor my? Ek dog jy's net 'n goeie God. Dis wat Jesus sê. I put before you death and life, so choose life. Dit was 'n keuse. Dit was soos ek het so net
Ek was net so bang vir die storm, ek soos, Jesus red my net, Jesus red my net, Jesus kom trek my net hier uit. Maar ek het nooit opgestaan in my geloof en gesê, okay, hoe ook al hierdie storm nou lyk, ek gaan jou in die gesig staar nie. Sien, ek was nie sterk nie, maar hy gee my die krag. En ek wil vanoggend vir iemand sê, there's before you death and life. Jou lewe kan uitmekaar uitval met hierdie storm wat jy nou in is. Of die storm wat gaan kom. Ja, jou lewe kan uitmekaar uitval, maar jy moet kies. Gaan jy partner met jou lewe wat uitmekaar uitval of gaan jy lewe kies? Ek moes kies. Ek gaan oor na my tweede punt toe die vallei. Kom ons lees saam Psalm 23. Ek dink ons almal kan hom uit ons kop uit sê, maar net nou dat ons 'n woord vergeet, kom ons lees hom eerder. Ek wil spesifiek vers 4 vir ons lees. Okay, is ons almal daar. Is julle nog okay? Sê vir die persoon langs jou, lewe jy nog? Dis warm in die plek, is dit net ek wat warm kry? Okay, dis net ek wat warm kry. Daarom is dit warm in die plek. Okay, so, Psalm 23 vers 4, ek lees weer in die Engels, sorry julle, ek het 'n Engelse Bybel vanoggend gebring. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you, Jesus, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Jy gaan deur die vallei gaan. Sorry, ek gaan jou babbel bars, jy gaan deur die vallei gaan, jou lewe gaan nie altyd great wees nie. Dis die waarheid. Maar ek wil vir jou een ding sê, ons moet ons perspektief oor die vallei verander. Die vallei, julle sal sien, Dawid skryf daar, even though I walk through the valley of the shadow of death, nie stand still and die in the shadow of the valley of death nie. Even though I walk through. Daai moet ons verstaan en jy moet dit vasmaak. As jy notas maak, skryf hierdie neer. Even though I walk through the valley of the shadow of death, not stand still and die in the shadow of the valley of the shadow of death. Daai moet ons vasmaak, want weet jy, jou storm is nie jou graf nie. Iemand moet dit hoor. Jou storm is nie jou graf nie. Jou storm is jou werkswinkel. Dis waar jy gevorm word. Sien, mense wat op die bergtoppe is, word nie gevorm nie. Want jy het dit klaar bereik. Maar mense wat in die vallei is, dit kan Jesus mee iets doen, want jy het volle vertroue op hom. Okay, so jou storm vanoggend, vra jy, Here, ek weet nie hoekom nie. Hier's mense van julle wat in hierdie plek is. Here, ek weet nie hoekom is ek hier nie. Dit maak nie sin nie. Dit wat ek nou deurgaan, maak nie sin hoe ek hier gaan uitkom nie. Ek wil vir jou vanoggend sê, Jesus is besig om jou te vorm vir iets wat jy nooit eers kan droom nie. Hy is besig om jou te vorm om 'n persoon te wees wat jy nooit eers gedroom het jy kan wees nie. Hier's iets goed wat kom. Jy weet nie hoekom nie en dis okay. Daarom is jy nie God nie. Daarom is hy God. Okay? Jy word gevorm en dis waarna jy moet vashou. Iemand moet dit vanoggend hoor. Jy word gevorm en dis nie jou graf nie. Waar jy vanoggend sit of dalk gaan wees in die volgende seisoen, dis nie jou graf nie. Stephen Furtick sê, even when God's timings feel unclear, His faithfulness never fails. Die vraag is net, glo jy meer wat jou omstandighede sê as wat die woord van God sê? Of glo jy meer wat die woord van God sê as wat jou omstandighede sê? Julle, ek was gefeis met dood, letterlik die dood. En ek moes gesê het, Here, dit voel of ek dood gaan, maar ek kies om jou woord te glo. My geloof was die meeste challenge en gebattle in hierdie season. En daar was 'n tyd wat ek soos, Here, ek glo nie eers meer jou woord bestaan nie, maar dit het net gevoel of ek dood gaan in hierdie graf. Maar wat ek bly doen het, is ek het aan sy woord vasgehou. En julle, ek is nog steeds nie deur dit nie. Maar ek hou aan sy woord vas, want hier gaan 'n victory kom. Dis nie my graf nie, dis die werkswinkel. Ek gaan beter hier uitstap as wat ek hier ingestap het. Ek wil vir ons 'n ander skrifgie lees, Matteus 6 vers 33. As julle gou vinnig soontoe kan blaai vir my. Is julle almal nog by? Dit voel of ek so vinnig preek. Is julle almal nog by? OK. Wie kan hierdie skrifgie uit hulle kop uit sê? OK, so hierdie skrifgie is een van my mentors, sy naam is Picard Hen. Dit is een van sy gunsteling skrifverse. Ek was bevoorreg geweest om die naweek na hom toe te gaan.
En hy het vir my gepreek oor hierdie skrifvers, so ek kan vandag vir julle 'n hele preek gee net oor hierdie skrifvers. Maar ek gaan daarom nou nie dit doen nie. But first seek the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added to you. What he say? What if? What if this doesn't work out? What if my whole world falls apart? What if my wife never comes back to me? What if my friend never comes back to me? What if I never succeed in life? My faith say, God said. God said, I've been set free. God said, I have dreams to prosper you and not to harm you. God said, I'm healed. God said, the veil has been torn. God said, this isn't my final destination. Okay? So, what he says, what if? Faith says, even if. Even if I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. Even if my circumstances doesn't look good, I'll follow Jesus. Even if it feels like I'm dying, I'm going to trust Jesus. Okay? Dan moet daar resilience in jou in wakker word. Jy moet aan die brand wees. Al voel dit vir jou of jy doodgaan. Tim Keller sê, worry is not believing God will get it right. Nou wag. Ja, ek sê vir julle verkeerd. Worry is believing that God will get it wrong. Julle gehoor dat ek sê, worry is believing that God will get it wrong. Ons is soos, nee, ja, ek sal ons nou nooit dit glo nie. Maar hoekom worry ons? Want ons glo, God kan my nie uit hierdie uitkry nie. Nee, hierdie is te erg, ek het te min geld vir die Here om nou deur te kom. Nee, ek het nou al te erg in hierdie rad afgegaan met my gambling probleem. Jesus gaan nie kan uitkom. Ek het nou al te veel skuld. Nee, ek het nou al te veel keer my vrou geslaan, wat ook al. Ek praat oor baie sensitiewe goed, maar hierdie is die realiteit, guys. Dis die battles wat ons fight. Julle, en een ding, ek het hierdie quote iewers gehoor, ek weet nie wie nie, so ek kan nie reference nie, maar dis nie my quote nie, maar ek het hom so deel gemaak van my lewe. Hoor gou hierdie, het my lewe en my perspektief verander, en ek het nou nodig dat julle vir my moet luister, want hierdie gaan jou lewe verander. Faith and fear both require you to believe in something that you don't see. So choose faith. Faith and fear both require you to believe in something you don't see. So choose faith. As julle notas het, julle moet dit neerskryf. Hierdie gaan jou deurtrek. My volgende punt is jou gedagtes in die slagveld. Julle, hierdie is my favorite deel van my preek vanoggend. Ek love dit om met jou oor jou mind te praat. Even die science agter dit, ek lees super baie boeke oor die science. Jy geweet, jy maak omtrent so 37,000 keuses 'n dag. Dis crazy. Van dat jy jou oë moet knip totdat jy tandeborsel alles, dis nogals mal. Caroline Leaf, ek het onlangs 'n boek van haar gelees, Winning the War in Your Mind. Nee, nie daai nie, daai is Craig Rochelle se boek. Caroline Leaf is Switch on Your Brain. Ek het die boek gelees van haar en sy maak hierdie stelling, your mind is a switch that controls your brain. Okay, dis nou nogals heel eenvoudig. Your mind is a switch that controls your brain. Maar, het jy geweet, dat Jesus sê in 2 Korintiërs, wel nie Jesus nie, Paulus skryf in 2 Korintiërs 10 vers 5, sê, take every thought captive and make it obedient to Christ. Het julle al daai skrifvers gehoor? Hoekom moet ons gedagtes gevange neem as dit nie krag het nie? Hoekom moet ons gedagtes vasneem en obedient maak tot die Here as alles dan nou van die Here afkom? Ek wil vir jou sê, daar's gedagtes wat nie van die Here afkom nie, want hoekom moet jy dit dan vasvang en obedient maak? Okay? So ons moet die skill hê om te kan recognize wat se gedagtes kom van die Here af en wat se gedagtes kom nie van hom af nie. Sodat ons die wat nie van hom afkom nie kan obedient maak tot sy Christ, tot sy lordship. Laat ek dit obedient to Christ, ja. Tot wie hy is, tot sy woord. Okay? So ek wil vir jou sê dat nie elke gedagte wat inkom is die waarheid nie. So kom ons dink gou daaraan. Het jy al gedink dat elke ding wat jy dink is nie die waarheid nie? In daai oomblik voel dit soos die waarheid vir jou, want anders sou jy dit nie gedink het nie. Maar nie elke ding wat jy dink is die waarheid nie, anders hoekom moet jy dit vasvang as dit die waarheid is? Okay, so ek wil julle minds 'n bietjie prikkel.
As jy nie jou gedagtes gaan vasvang nie, gaan jou gedagtes jou vasvang. Hoekom sê ek so? Ek het geglo ek's vas, en toe dit gevoel of ek doodgaan. En ek het nie doodgegaan nie, alles was fine. Die dokters kry niks fout met my nie. Ek is fine. Maar ek het geglo ek's besig om dood te gaan, en ek het in daai bad gelê, en ek het gevoel ek's besig om dood te gaan. My gedagtes het my vasgevang. Maar die oomblik toe ek besluit het, ek's vry, toe begin ek lewe in oorwinning. Ja, die storm is dalk nog steeds daar, maar die storm is nie meer my grootste realiteit nie. So ek wil vir jou sê, dit wat jy glo, gaan jou realiteit word. As jy glo, jy gaan nie uitkom nie, gaan jy nie daar uitkom nie, sorry. Jy gaan daar bly. Maar as jy glo dat jy gaan nie uitkom, sooner or later, gaan jy daar uitkom, sooner or later. Caroline maak hierdie stelling ook, sy sê, jy kan letterlik elke liewe dag jou brein rewire deur net die manier hoe jy dink. Het jy dit geweet? Jy kan jou kop letterlik anders laat dink, net deur te dink. Dis wild. Jou realiteit kan verander, net deur te dink. Kan ek julle gou so vertel, ons het 'n studie gedoen, daar's iewers 'n studie gedoen, ek hou van hier is glad nie my preek nie, ek share dit met julle. Ons het 'n studie gedoen oor mense se memories, soos wat hulle kan onthou van hulle groot geword het, en waar hulle groot geword het, en helfte van hulle, het hulle soos dit was science geweest, maar hulle het spesifieke memories kom plant in die mense se gedagtes. Soos hulle het baie gepraat oor die blou fietsie, of hulle het baie gepraat oor die en daai, en die ander helfte het hulle net gelos. En toe, die helfte wat hulle kom plant het in hulle gedagtes oor, daar was 'n blou fietsie en 'n groen trampolien, het gesê, hulle kan onthou, dat hulle, toe hulle jonger was, het hulle 'n blou fietsie gery, maar hulle het nooit 'n blou fietsie gery nie. Soos hulle mind het letterlik verander oor hulle geskiedenis, en dit het impakteer hoe hulle nou voel. En dit het nooit eers gebeur nie. So sterk as jou mind, dit kan realiteit vir jou skuif. Dis hoekom dit sê, ek altyd hierdie stelling maak, is jou storm jou grootste realiteit, of is Jesus jou grootste realiteit? Jy kan letterlik die realiteit, dit wat vir jou werklik is, verander in jou brein. Dis wild. Ek wil gou vir julle 'n storie vertel. En so my geestelike pa, sy naam is Jan. Hy het hierdie storie vertel al hierso in hierdie kerk, en ek het hom gister gebel, ek soos, yes ou, ek onthou jy het 'n storie vertel lank terug, maar remind my net gou. So ek gaan gou vir julle hierdie storie vertel. En dis 'n ware verhaal, dat dit of in Rusland of in Duitsland gebeur. Hy kan nou nie onthou waar dit gebeur het nie, maar hier is 'n ware verhaal in die 1790s. So hierdie het regtig gebeur. So daar was scientists wat 'n eksperiment gedoen het op hoe sterk jou brein is. Dit wat ek nou net julle van vertel het. Scientists het 'n studie gedoen oor hoe sterk jou brein is. En daar was 'n ou wat moord gepleeg het. So hy het die doodsvonnis gekry. So hulle het nou net besluit oor hoe wil hulle hom doodmaak. En wat hulle toe besluit het is, hulle gaan kyk hoe sterk sy mind is. Hulle gaan kyk hoe sterk sy brein is, en hulle sê vir hom, okay, ons gaan jou laat doodbloei, en dis hoe ons jou gaan doodmaak. En hy sê nee, is reg en alles. So hulle blinddoek hom toe, en hulle doen 'n eksperiment. Hulle maak hom vas oor daai chamber ding, sit sy arms daar, blinddoek hom, en hulle maak waterkanne bo sy arms vas. En wat hulle doen is, hulle maak of hulle hom sny, en hulle laat water drup van sy arm af. Okay, so dit voel vir hom of sy bloed uit sy liggaam uitloop, maar daar's niks. Daar's nie eers 'n bloeddruppel nie, daar's net water wat drup op sy arms. En tyd gaan verby, 10 minute, 15 minute, en hulle laat die water stadiger begin drup. En hulle kyk obviously sy vitals en alles daai dit, ek weet nie hoe hulle dit reg gekry nie, maar hulle het gekyk of die bra nog lewe. En wat toe gebeur het is, toe hulle daai laaste druppel so drup, toe gaan staan sy hart. Toe sy dood. Hy het letterlik geglo, hy is besig om dood te gaan. Toe gaan hy dood. En daar's niks fout met sy liggaam nie. Daar's nie eers 'n merkie gewees op sy polses nie. Hy het nog 100% al sy bloed gehad en hy het dood gegaan. Dit is 'n ware verhaal, dit het regtig gebeur. Ek wil vandag vir jou sê, jou mind kan jou realiteit verander. Jou mind, fokus op jou mind. Dis hoekom die Bybel sê in Romeine 12 vers 2, renew your mind daily. Die Here weet hoe sterk ons mind is. Hy sal nie vir ons sê ons moet iets doen as hy nie weet dit dra impak nie. Hy het dood gegaan as gevolg van sy gedagtes, nie 'n werklikheid nie. Baie van ons voel of ons doodgaan.
as gevolg van ons gedagtes en nie 'n werklikheid nie. Johannes 8 vers 32, you will know the truth and the truth will set you free. 1 Petrus 5 vers 7, cast all your anxieties on him because he cares for you. Sien, weet julle wat profound is vir my van daai skrif, is soos, moenie al jou probleme by Jesus se voete neersit en soveel oor dit omgee dat jy's naby genoeg om dit te gryp nie. Hy sê, cast all your anxieties, gooi dit weg. Baie van ons is soos, nee, ek het na die Here toe gegaan met my probleme, maar jy lê by sy voete met jou probleme. Dit is nog so deel van jou, dat soos jou probleem is al wie jy is. As iemand vir jou vra, Alwyn, wie is jy, dan altyd het ek gesê, nee, ek siek, ek gaan deur dit stawwe season, nee. Nou as hulle vra vir my wie ek is, nee, ek het 'n calling. Ek moet mense na die koninkryk te bring, okay? Soos ons hou vas aan ons probleme en ons sê ons sit dit by Jesus se voete, maar jy sit dit daar, maar jy hou nog steeds aan dit vas. Sien, die woord sê, cast your anxieties onto Jesus. Nie sit dit by sy voete neer, jy gooi dit, sê, Here, vat dit, ek soek dit nie. Jy release jouself van dit af. Ek wil jou uitnooi vanoggend dat, soos moenie jou probleme by sy voetjies gaan neersit nie. Gooi jou probleme by hom in sy arms en dat hy dit moet vang. Hy het nie 'n keuse nie, hy moet dit vang. Stephen Furtick sê, letting go won't break you. It's the start of your breakthrough. Letting go won't break you. It's the start of your breakthrough. Weet julle, in hierdie oomblik is ek so bewus, Heilige Gees sê vir my, ek moet dit sê, dit is nie my preek nie. Baie van ons, sy identiteit is al so geroot in ons haat teenoor mense, en teenoor wat met jou gebeur het toe jy jonger was en kleiner was, dat jy maak al jou probleme jou identiteit. Dis hoekom jy nooit gaan vrykom nie. Ek wil vanoggend vir iemand sê, jy maak jou probleme al so wie jy is, dat jy kan nie meer jouself van jou probleme separate nie, maar dan gaan jy nie weet wie jy is nie. Julle, ons kan nie toelaat dat ons probleme ons identiteit word nie. Julle almal het al hierdie gehoor, maar ons moet dit vanoggend weer hoor. Jy weet, as jy probleme het, dan is dit in jou hande, dis hier in jou hart, jy hou vas aan dit. Hoe dink jy, kan jy vryheid en iets van Jesus ontvang as jy klaar iets vashou? As jou hande vol is van al jou probleme, hoe kan jy iets ontvang van Jesus? Daar's nie meer plek nie. Jy gaan dit moet let go, sodat jou hande kan oop wees. Baie van ons is soos, Here, help, gee vir my, gee vir my, gee vir my, maar jy hou nog steeds vas aan dit wat hy gesê het, gooi op my. Ons het nodig om te release, sodat ons kan ontvang. Jy moet jou hande vry maak, sodat jy iets kan ontvang. Ek wil vanoggend vir ons praktiese tips gee. Ek weet baie van ons is praktiese mense. Ek het 4 punte, so as jy wil notas neem oor prakties, wat om te doen in die storm. Hoe staan jy in die storm? Hier is die eerste ding. En ek gaan laat die woord preek. Ek gaan nie iets sê nie, ek gaan vir julle letterlik 'n skrifvers lees en dit gaan preek. So punt 1, wat doen jy in jou storm? Speak the word of God. Matteus 4 vers 4 sê, it is written. Ek wil hê julle moet hierdie verstaan wat ek vandag sê. Die duiwel is nie bang vir jou gevoelens nie. Die duiwel is bang vir die woord van God. Hoe jy voel, gaan nie die duiwel oortuig nie. Wat die woord van God sê, gaan die duiwel oortuig. Speak the word. Punt 2. Is pray with authority. Jy's 'n seun. Jy's nie net nog 'n Christen wat Jesus nog, jy's nie 'n nommer nie. Jy's 'n seun en 'n dogter wat hy voor lief is. Wat hy huil soos wat jy deur die pyn gaan. Hy wil saam met jou partner, maar jy moet met hom partner. Pray with authority. James 5:16. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Dis wat die woord sê. Dis wat jy jou lewe op baseer, is hierdie woord. Nou hierdie woord sê, jou prayers is effective and powerful. Glo jy dit? Baie van ons, ek onthou hierdie deel, baie van ons wil in die beloftes van die Here loop. Ek glo ons almal wil, maar het jy geweet, daar's oor die 5000 beloftes in die Bybel? Ken jy al 5000 beloftes? Hoe groot is jou begeerte om in sy beloftes te loop? Punt 3. Worship until worry breaks. Dis wat jy doen. Jy worship totdat jou mind anders glo. Jy worship totdat jou omstandighede iets anders sê.
God, Psalm 22 verse 3, God inhabits, daar gaan my notas weg. Okay, hier is hy. God inhabits the praises of his people. As jy worship, daag die Here op. Dis nie net 'n idee nie. Die Here daag op. Glo jy dit? Weet jy dit? Of het ons net Jesus nodig wanneer ons probleme het en ons weet dit nie wanneer ons actually goeie tye ook het nie. Ek sê altyd vir die jeug, die van julle wat jy weet nie, ek is die jeugpastoor by die kerk. So ek preek elke week vir die jeug. Ek sê vir hulle, ons gebruik Jesus soos 'n vending masjien. Hulle is soos, wat? Ek sê, ja, julle weet die vending machines wat in die hospitaal staan? Niemand weet van hom nie, totdat hulle honger is nie. Totdat hulle 'n issue het en dan weet hulle daar's 'n vending machine. Maar hulle loop verby hom elke dag. Net wanneer hulle 'n probleem het, gaan hulle na die vending machine toe. Dis hoe ons Jesus ook, ons verhouding met die Here het. Ons weet niks van hom nie, totdat ons 'n issue het. Of totdat die lewe swaar is, of totdat daar 'n begrafnis is. Dan sê Here alles. Maar verder as dit, vergeet ons van hom. Moenie die Jesus soos 'n vending machine gebruik nie, family. Hy is meer werd. Punt 4, stand firm. Ephesians 6 verse 13 says, after you've done everything. So nadat jy die woord gespreek het, gebid het met authority, en die derde punt is gehoorship het tot dit breek, is wat doen jy dan? Okay, Here, ek het nou alles gedoen. Okay, ja, jy het nou alles gedoen, so staan nou. Moenie lê nie, staan nou. After you've done everything, stand. Geloof is nie dat jy nooit gaan val nie, maar is dat jy weer gaan opstaan. Ek is besig om vir ons af te sluit. God wil 'n ruiltransaksie met jou doen vanoggend. Hy wil bekommernis verander in aanbidding. Hy wil worry verander in geloof. Die vraag is net, is jy reg vir daai ruiltransaksie? Sien, Jesus gaan nie net die helfte van die goed vir jou ruil nie. Jy gaan nie die helfte geloof kry vir worry nie. Jy gaan met vol geloof gee om worry gee om geloof te kry. Jy gaan vol bekommernis moet gee om aanbidding te kry. Okay, ja, jy kan nog steeds aanbid in bekommernis, maar ek voel net Jesus wil hierdie ruiltransaksie met jou doen vanoggend. So ek wil jou vra, maak jou oë toe. Almal maak asseblief jou oë toe. As ek net bietjie met reël wees vanoggend, is dat mense grootste begeerte in die storm is vir die storm om verby te gaan. Dit is jou grootste begeerte in die storm. Maar wat as God jou storm wil gebruik om jou lewe te verander? Wat as jy okay gaan wees? Wat as alles gaan uitwerk? Gaan hierdie storm regtig so taaf wees? Jesus het reeds die prys betaal, soos wat elkeen van julle hier binne weet. Hy het reeds gesê, you are free. Die kruis het klaar vir ons vryheid gebring, ons mind hou ons in die donkerte. Ons mind en ons gevoelens hou ons in die vallei. Ons laat ons omstandighede harder praat as die woord van God. Ons glo meer wat ons omstandighede sê as wat die woord van God sê. Want dit voel vir ons as 'n groot realiteit en ek voel vanoggend wil Jesus jou innooi dat sy woord en wie hy is 'n groter realiteit word as jou omstandighede. Dieselfde Jesus wat gesê het met die disippels, peace be still, is dieselfde persoon wat met jou storm praat. Romans 8 verse 11 sê, the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. Jy's nie alleen nie. Jy's nie hulpeloos nie. Dieselfde gees lewe in jou. Daar's krag in jou. Daar's vrede in jou. Daar's hoop in jou. Jy moet dit net nog ontdek. Lord, my prayer this morning is, Lord, that we would have this transaction with you. Fear for faith. Anxiety for worship. Problems for breakthrough. This morning we choose, Lord, to receive because we open up our hands and laying it all down. Lord, we don't want to do a half transaction. We want to do a full transaction. In Jesus' name. Amen. Ek wil afsluit met hierdie.
Jy is nie besig om te verdrink nie. Jy is besig om gevorm te word. Jy is nie besig om te verloor nie. Daar's iets besig in jou wat beter gaan wees as enigiets wat jy kan sien. Jy moet dit glo. Ek wil vir ons afsluit met hierdie skrifvers, Isaiah 61 verse 3. He will give you a crown of beauty for ashes, joy instead of mourning, and peace instead of despair. En ek hoop vanoggend het jy 'n bietjie hoop gekry. Ek hoop vanoggend weet jy dat daar's iets meer as net jou storm. Daar's iets meer as net jou omstandighede. Jy gaan okay wees. Julle ek sal staan al vir 'n jaar hê en ek's okay. Ek's 'n testimony dat jy gaan okay wees. Hou net vas. Byt net vas. Ek wil jou net aanraai, byt vas. En dit is dan dit van my kant af vanoggend.